Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend ook in die huis van die Here. Dit is 'n voorreg om saam met u hier te kan wees in hierdie oggend en saam met u die woord te kan oordink. Geliefdes, kom ons sit net so, dan sing ons as voorsang saam Gesang 338. Gesang 338. Alle volke, klap julle hande, juig tot eer van God. Ons gaan saam sing Gesang 338, daarvan vers 1, 2 en 3. Geliefdes, vanoggend is 'n besonderse geleentheid, want ons staan ook vandag en ons herdenk die slag van Majuba van 17 Februarie 1881. En daarom is dit 'n besonderse dag om ook aan ons volksgeskiedenis te dink. Ons gaan geleentheid gee vir stilgebed, waar ons stil word voor die Here in hierdie oggend en ook vra dat hy met ons sal spreek in hierdie dag en vir ons die woord sal oopbreek. Daarna gaan ons staan en saam sing Gesang 95. Die Onse Vader. Na die Onse Vader gaan ons staande bly vir die fotum en die seëngroet waarna ons as lofsang saam gaan sing Gesang 41. Gesang 41 as loflied, daarvan verse 1, 2 en 3. Gesang 41 as loflied, vers 1, 2 en 3 na die seën. Geliefdes, maar kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Die Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam Gesang 41 vers 1, 2 en 3. U kan die plekke inneem. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat ons dit opgeteken vind in Eksodus 20. En na die wet gaan ons saam sing Gesang 71. Gesang 71, daarvan gaan ons sing vers 1 en 2. Troue Here van my lewe. Ons gaan saam sing Gesang 71 vers 1 en vers 2 as skuldbelydenis, en nadat ons geloof bely het, gaan ons saam sing Gesang 28. Gesang 28 sal ek weer afkondig na die belydenis van ons geloof. Gesang 71 vers 1 en 2 na die wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets
wat van jou naaste is nie. Geliefdes, Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Daarom aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy ook in die sonde volhard. Geliefdes, ons staan as verloste kinders van die almagtige God in hierdie oggend en daarom kan ons ook ons geloof bely en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing saam Gesang 28 daarvan vers 1 en vers 3.
kan saam met my in die woord van die Here blaai na Deuteronomium 32 toe. Deuteronomium 32. Ons gaan dele van dit saam lees. Die dele wat ons nie lees nie, sal ek net vir u so 'n bietjie die konteks gee daarvan. Ons teksgedeelte spesifiek, die fokusvers is vers 8. Toe die Allerhoogste aan die nasie se erfdeel gegee het, toe hy die mensekinders van mekaar geskei het, het hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel. Ons lees saam Deuteronomium 32 vanaf vers 1. Luister, o hemele, dat ek kan spreek, en laat die aarde hoor die woorde van my mond. Laat my leer drup soos die reën. My woorde vloei soos die dou, soos reendruppels op die grasspruitjies en soos reënbuie op die plante. Want die naam van die Here roep ek uit. Gee grootheid aan ons God, die rots. Volkome is sy werk, want al sy weë is strafgerigte. 'n God van trou en sonder onreg. Regverdig en reg is hy. Hulle het verderflik teen hom gehandel, die wat sy seuns nie was nie, maar hulle skandvlek is verkeerde en verdraaide geslag. Durf julle dit die Here vergelde, o dwaase en onwyse volk? Is hy nie jou Vader wat jou geskape het nie? Het hy jou nie gemaak en jou toeberei nie? Dink aan die dae van die ou tyd. Let op die jare van geslag tot geslag. Vra jou vaders dat hy jou dit bekend maak. Die ou mense dat hulle jou dit sê. Toe die Allerhoogste aan die nasie se erfdeel gegee het, toe hy die mensekinders van mekaar geskei het, het hy die grense van die volk vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel. Liefdes, dan kry ons in die teks verder te doen met God, wat Moses verduidelik wat presies hy aan die volk Israel gedoen het tot op hierdie punt. En dan lees ons weer vanaf vers 15 saam. Toe het Jerusalem vet geword en agterop geskop. Jy het vet geword, dik geword, spekvet geword, en hy het God verwerp wat hom gemaak het, en die steenrots van sy heil geminag. Hulle het deur vreemde gode se ywer gewek, deur gruwels hom geterg. Hulle het aan die duiwels geoffer wat nie God is, gode wat aan hulle nie bekend was nie, nuus wat kort gelede opgekom het, vir wie hulle vaders nie gehuiwer het nie. Die steenrots wat jou verwek het jou verontagsaam, en jy het die God vergeet wat jou voortgebring het. Toe die Here dit sien, het hy hulle verwerp, uit ergernis oor sy seuns en dogters. En dan kry ons 'n gedeelte wat baie gaan oor die toorn van God wat ontbrand oor hierdie volk wat hom verwerp het. En dan lees ons in vers 36 tot 39, want die Here sal aan sy volk reg verskaf. En hy sal medelee hê met sy knegte as hy sien dat hulle vashouplek weg is en dit met almal sonder uitsondering gedaan is. Dan sal hy sê, waar is hulle gode? Die steenrots waarin hulle toevlug geneem het, wat die vet van hulle slagoffers geëet het, die wyn van hulle drankoffers gedrink het, laat hulle opstaan en julle help, dat daar oor julle beskerming kan wees. Aanskou nou dat dit ek is en dat daar geen God naas my is nie. Ek maak dood en maak lewend. Ek het verbrysel en ek genees. En daar is niemand wat uit my hand red nie. Liefdes, en dan die res van die gedeelte verduidelik die regverdige oordeel van God oor die volk. Liefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed.
Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, voor U voete buig ons in hierdie oggend. Here, 'n volk in boeye. Here, en ons het 'n worsteling wat binne ons behoort aan die gang te wees. Here, as ons na ons volksgenote kyk, hoe kan ons voor die almagtige God voortbestaan? Here, dankie dat U vir ons so lief is. Dat U die genade aan ons toon. Dat U U seun gestuur het sodat ons deur hom kan lewe, deur hom gered kan word en deur hom genees word om in verhouding met U te wees. Here, daarom staan ons voor U, die groote, die almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde, die onderhouer van alle dinge. U wat die volk uit die wildernis gered het. Soos 'n arend die nes gebou het en daaroor gewaak het, U die groote God. Ons die klein, nietige mens. Maar dankie Here dat U neerbuig. Dat ons van U genade mag leer. Daarom vra ons dat U ook nou in hierdie oggend so met ons sal spreek, dat ons die woord van die mond sal hoor. En dat dit ingang sal vind in ons harte, sodat ons ook daaruit kan gaan lewe, dat ons U sal soek elke dag, nader aan U sal leef, om ook die genade van U te aanskou. Here, spreek U nou met ons. Spreek, want die diensknegt en die diensmaagd wil luister. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die laaste tyd worstel ek met 'n baie belangrike vraag. Het die Afrikaner volk nog die reg tot voortbestaan? Met al die aanslae teen ons volk, kan 'n mens nie help om daaraan te dink nie. En as ek na ons volksgenote kyk daar buite, dan begin ek al hoe meer oor hierdie vraag te wonder. Want jy sien, as ons oor volk praat, moet ons besef dat daar bepaalde grense aan 'n volk gestel word. Hierdie grense bind 'n volk bymekaar. Taal, kultuur, landsgrense, geskiedenis en godsdiens is die eienskappe wat ons anders maak as elke ander volk rondom ons. Maar dis ook die grense wat daardie volke uitsluit van ons. So behoort almal wat aan 'n volk behoort ook dieselfde taal te praat. Dink net terug aan die toring van Babel, daar waar God die volke uitmekaar versprei, en dit is juis met die verwarring van taal wat volke begin ontstaan het. Taal gee 'n kommunikasiemetode waar ons saam met mekaar kan praat, mekaar kan verstaan en hierdie band kan vorm om sterker te wees teen die aanval van die wêreld. So het die Afrikaner volk die mooie taal van Afrikaans. 'n Taal wat in die maand Mei ook sy 100 jaar herdenk, wat hy erken word as 'n amptelike taal, 'n spreektaal hier in die suidpunt van Afrika. Net so behoort 'n volk ook dieselfde kultuur te hê. Want kultuur bind nie net mekaar saam, die kultuur trek mekaar nader aan die ander persoon. So sien ons dat dit lekker is om braaivleis te eet. Biltong, koeksisters, melktert. Trots Suid-Afrikaanse produkte, terwyl ons selfs rondom 'n kampvuurtjie sit met 'n boksgitaar en die lekkerste volksliedjies sing. Of waar ons volksspele en boeresport het om hierdie volksgenote nader te bring aan mekaar. Net so behoort hierdie volk ook binne dieselfde grense te woon. Nou hierdie is een van die grootste goed waaroor die laaste tyd gestry en beklei word. Veral in Suid-Afrika, want mense dink die Afrikaner het nie plek hier in die suidpunt van Afrika nie.
Hulle sê ons is inboorlinge, mense wat oor die waters gekom het en tog, as ek na die geskiedenis kyk, dan sien ek dat daar aan die Kaap Nederlanders, Duitsers, Fransers en allerlei ander volke geland het, maar in die suidpunt van Afrika, daar in die Kaap het daar oor die waters nie een Afrikaner gekom nie. Nee, die Afrikaner het met bloed, sweet en trane hier in Suid-Afrika homself gevestig, gevorm. Ons is gebore hier, ons is kinders van Afrika. Maar dit lei ons ook na die 4de eienskap toe, die volk se geskiedenis. Want jy sien, in die verlede het hierdie landsgrense ook geskuif en verander as gevolg van ander volke wat ingedring het. Ons het aan die Kaap begin en die Afrikaner het beweeg na die Oranje Vrystaat toe, het beweeg na die Transvaal toe. En uiteindelik sien ons hoe die voorsate oor die Drakensberge getrek het met ossewaai en perd om net hulle vryheid te hê, om hulle eie landsgrense te hê waar hulle self kan beheer en kan regeer. Maar die Britse regering wil ook dit hê, hulle wil hulle mag uitbrei en daarom kom breek hulle die vredesooreenkoms met die Afrikaner volk. Hulle kom en hulle annekseer ook die Transvaal. Daarom is die week wat verby is so belangrik in die Afrikaner geskiedenis. 27 Februarie herdenk ons die slag van Majuba van 1881. En dit was op hierdie dag wat 'n volkie, 'n klein, nietige volkie gewys het dat hy die reg om te bestaan. Want in alle waarskynlikheid het hulle die magtige, groote Engelse ryk, die Britse mag oorwin. Om die vryheid van volk en vaderland te herwin. Ja, dit was daar op die kruin van Majuba waar hierdie boerevolk die grootste weermag verneder het. Maar dit is belangrik dat ons besef dat die Afrikaner se geskiedenis lê nie in die volk nie. Nee, dit lê in die verhouding wat 'n volk met die almagtige God het. So sien ons dat bitter min volke 'n gelofte het, 'n belofte wat hy met God gemaak het. Hier sit ons met 'n volk wat 3 geloftes het. Nou wat is 'n gelofte? Is daar die diepe belofte wat jy voor God kom maak? My paardekraal in Desember van 1880 kom so wat 8000 volksgenote bymekaar en hulle kom om voor God en hulle medemense belofte af te lê dat hulle met die hulp van God tot die dood toe sal beklei om die vryheid van volk en vaderland hier in Suid-Afrika te herwin. Nou sal baie mense sê die gelofte is bloot herinnering. Dis deel van die geskiedenis. Ons het niks meer daar uit te waai nie. Geliefdes, en dan moet ons vra, het die Afrikaner waarlik die vryheid van volk en vaderland? Dalk vir 'n oomblik daarna die eerste Vryheidsoorlog het dit gesmaak. Maar broers en susters, die Afrikaner is 'n volk geboei. En die grootste boei is nie die politiek nie, die grootste boei is nie die volkere rondom ons nie, nee, die grootste boei kom in by die laaste eienskap van 'n volk, godsdiens. Want jy sien, vir die Afrikaner was die senterpunt van sy bestaan godsdiens gewees. Van Riebeeck is getaak om die gereformeerde getaak om die gereformeerde leer aan die suidpunt van Afrika te kom vestig. Hulle moet die evangelie onder die heidene verkondig. Dominee Sendeling evangelistes uit Amsterdam uitgestuur om hier in Suid-Afrika kerke te plant. Om die saad te saai van die evangelie sodat die koninkryk hier in Suid-Afrika gevestig kan word en die geloof kan groei. Die Afrikaner volk was nog altyd 'n Christen volk gewees, wat by die voete van die Allermagtige God gaan skuiling vind het en wat keer op keer gered is uit die hand van die Almagtige. Nou, vir baie lank was Afrikaner en Christen sinoniem gewees. As jy Afrikaner gesien het, het jy geweet dat hy glo en het geweet in wie hy glo. Maar vandag is dit nie meer die geval nie.
En daarom worstel ek met die vraag: het die Afrikaner nog die reg tot voortbestaan? Want jy sien, ons teksgedeelte is duidelik oor die bestaan van die volke. God self het die grense van die volke daar gestel. Ons lees dit in vers 8. Toe die Allerhoogste aan die nasie se erfdeel gegee het, toe hy die mensekinders van mekaar geskei het, het hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel. Ons moet erken, dis God wat die volke gemaak het. Dis hy wat die grense daar gestel het. Dink net terug aan daar in die begin, nadat Adam en Eva die tuin van Eden is, en hulle eerste kinders, hulle seuns is besig om hier teen mekaar te sondig, en Kain slaan sy broer Abel dood. Dan word Kain weggestuur, en sy nageslagte gaan vorm volke wat gesentreer is rondom kulture. So lees ons van Jabal wat die kultuur gekweek het van tentbewoning en veeboere. Ons lees van Jubal wat gesien word as die vader van die wat op die fluit en siter speel. En so kan ons aangaan met die kinders van Kain. Almal het 'n kultuur gevorm en rondom hulle het die volke gedrom. Ook gee God die taalgrense, want het ons vroeër gesê, by Babel verwar hy die taal, en dit is nie iets wat verander het nie, inteendeel word dit bevestig met die uitstorting van die Heilige Gees. Want nou hoor elkeen in sy eie taal, na sy eie mense die evangelie. God het nie die taalgrense weggevat en gemaak dat almal in een taal praat en hoor nie. So sien ons hoe God die landsgrense gee. Want hier in ons teksgedeelte is Moses juis voor die beloofde land. Net die volgende gedeelte sien ons dat Moses sterf voordat hy die land kan ingaan, maar God is besig om die land te verdeel tussen die stamme van Jakob. Elkeen het sy gebied, elkeen het sy landsgrense wat hierdie stam en die volk bymekaar hou. Net so sien ons hoe God die behouer is van die geskiedenis. Want in die blaaie van die Bybel is die geskiedenis van die volkere ook saamgevat, en God gebruik dit om hom te openbaar. Dink maar net aan Sinai, waar God aan die volk die wet gee, en dan begin hy deur te sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slaafhuis uitgelei het. Hy gebruik die geskiedenis en die gebeure wat hulle deur is, om vir die volk te wys presies wie hy is. Ja, God gebruik die geskiedenis as sy openbaring. En laastens sien ons hoe hy die grense van die volk daar gestel het in die godsdiens, want hy kom vestig die verhouding met Abraham as hy vir hom sê, ek sal vir jou 'n God wees, en jy en jou nageslag moet vir my 'n volk wees. En is juis met hierdie laaste gedeelte waarmee ons teksvers besig is. Want Moses maak erns daarmee om vir die volk te wys, wie is God? Hy is die grootte God, die een wat die verbond gesluit het, wat die pad saam met die volk gestap het. En dan kom die aanklag. Vers 5 sê, hulle het verderflik teen hom gehandel. Vers 6, durf julle dit die Here vergelde, o dwaase en onwyse volk? Is dit nie hy wat jou gemaak het nie? Is dit nie hy wat jou toeberei het vir al die dinge wat op jou pad kom nie? Dan herinner Moses die volk aan wie God is. Hy is die een wat die erfdeel gegee het. Hy is die een wat die volk uit die wildernis gered het. Hy het soos 'n arend sy nes geskrob. Hy het dit toesig gehou daaroor. Hy het die kinders gevoed, hy het hulle ondersteun. Hy was die rots waarop die volk kon bou. En dan lees ons in vers 15 van Jesurun. Nou Jesurun was nie 'n mens nie.
Jesurun is 'n verwysing wat veral Moses gebruik na die volk van Israel. En hier is hy besig om te wys hoe hierdie volk Israel vet geword het van die land en toe hulle rug op God gedraai het. Daarom spreek die res van die teks sy oordeel uit. Hoe God hierdie volk sal verberg, hoe hy hulle ondergang laat sal bewerk. En daarom bring dit my terug na die vraag toe. Het die Afrikaner nog die reg tot voortbestaan? En ongelukkig moet ons erken dat ons volk geword het soos Jesurun. Ons het vet geword vir die land wat God aan ons gegee het. En toe het ons ons rug op hom gedraai. Maar geliefdes, iets lees ons van die genade van God. Vers 36, want die Here sal aan sy volk reg verskaf, en hy sal medelee hê met sy knegte, as hy sien dat hulle vashou plek weg is, en dit met almal sonder uitsondering gedaan is. Ons sien die genade van God, wanneer hy in vers 39 bevestig, hy is die enigste God, en naas hom is daar geen ander gode nie. Dis hy wat lewend maak en dood maak. Dis hy wat verbrysel en genees. En so sien ons dat dit uiteindelik is wat hy deur Jesus Christus kom doen, want dit is hierdie volk wat uiteindelik in ballingskap weggevoer word. Dis hierdie volk wie se ondergang uiteindelik kom, maar uit daardie volk uit hou hy vir hom 'n oorblyfsel. Die seun is gebore om die wêreld te kom red. Deur die bloed van die seun word die volk gered. Hulle word genees om uiteindelik weer in verhouding met God te kan lewe. Gronde van die volk se eie werke, se eie lewe moet hy vergaan, maar deur die genade kan hy voortbestaan. Daarom, as ons die vraag moet antwoord, het die Afrikaner die reg tot voortbestaan, moet ons sê nee. Ons het nie die reg nie. Dis bloot genade. Hoe lewe ons in daardie genade? Die enigste vereiste is keer terug na God. Mag die Here ons as volk ook so gebruik. Mag hy in ons werk, dat ons die wêreldse dinge met al die gode van hierdie wêreld sal aflê, en in sy genade sal lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U deur die jare met ons was. Here, dat as ons terugkyk in die geskiedenis, ons U kan leer ken as 'n getroue God, wat die genade oor ons keer op keer bewys het. Here, maar ek bid vir ons volksgenote. Ek bid vir elkeen wat homself as Afrikaner beskou. Here, waar 'n volk besig is om die hande van U te los en die wêreldse dinge na te streef, bid ek dat U ook hulle tot inkeer sal bring. Here, maar so bid ek ook vir elke ander volk rondom ons. Dat U hulle so sal gebruik dat hulle deur die grense van die volkere U sal leer ken. Dat U taal, kultuur, landsgrense, geskiedenis en ook die godsdienstige aspek so sal gebruik dat hulle in verhouding met U kan staan. Want uiteindelik is ons onder Christus een volk, die uitverkore volk van U. Here, wees met ons in hierdie week. Here, lei ons wanneer ons in die wêreld moet beweeg. Gee dat ons die boodskap sal uitdra van keer terug om die genade van Christus ook te ervaar. Keer terug, want sy liefde is groot genoeg. Keer terug, dat die regverdige oordeel van God nie oor ons sal kom. Hierdie dinge bid ons nie uit onsself uit nie. Here, want as dit van onsself afgehang het, moes ons lankal vergaan, maar ons bid dit omdat U genade vir ons genoeg is.
Daarom bid ons dit in die naam van ons verlosser, hy wat genees en herstel het. Ons bid in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Gesang 48. Gesang 48, besing die lof van Jesus saam, ook engele bring hom eer. Gesang 48, daarvan vers 1, 3 en 4. Ons gaan staande saam sing Gesang 48, vers 1, 3 en 4, waarna jy staande kan bly vir die seën. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die offergawes.